Dag vriende, Pieter van der Merwe is my naam, vir die van u wat dit nie weet nie. Altyd lekker om met u te praat. Ons is nou op pad so na 6 jaar toe wat hierdie gesprekies aan die gang is. En ons prys die Here by elkeen wat dit 'n invloed gehad het. Dis nie my invloed nie, dis die Heilige Gees se invloed. En ons gaan vandag juis oor die Gees van die Here praat, spesifiek in die Bybelse beginsel dat ons vooraf moet weet en kan weet. Daar is so baie kinders van die Here wat sê jy kan nie weet nie, en dit is as gevolg van skewe teologie wat in hulle, jy weet waaronder hulle groot word. So ons gaan, soos ek sê, in die eerste plek kyk na hierdie beginsel van vooraf weet, en dan gaan kyk ons in die tweede plek na die rol wat die Heilige Gees inneem daarso. Kom ons bid net saam. Here, ons prys u naam dat u is wie u is. Ons prys u, Here, dat ons die Gees van die Here het om ons te lei in die waarheid. Here, dis 'n ongelooflike ding, en dat ons as mense, menslike skepsele, sterflike skepsele, die Gees van God in ons kan hê om ons te lei in die waarheid. Ek vra, Here, dat dit vandag ook gebeur asseblief, in Jesus se naam. Amen. Vriende, die baie Bybelse, nie die Bybelse nie, baie kerke vandag het hierdie ding van profesie heeltemal skeef. Dat dit in die klem word daarop gelê, my rol, my posisie in die kerk of waar ook al, wat die Here vir my wil doen, profesie oor my lewe, oor my kinders, oor my werk, oor my roeping, al daai goed. Nou, dit is nie verkeerd nie, die Gees van die Here kan goed aan sy kinders openbaar, maar die oomblik as dit 'n teologie word, dan het jy 'n probleem. Die Gees van die Here se fokus is op God se algemene wêreldplan. Dit wat ons in die woord kry, gaan nie in die eerste plek oor my nie. Dit gaan oor sy rol met die wêreld. Die rol vir sy kinders, daar sluit dit my in, hè. Die rol met die wêreld, spesifieke rol of 'n roeping wat hy vir u en my het, dit kan gebeur. Dit mag so wees. En ons moet die Here ook sensitief wees daarvoor. Dan is daar soveel leuen, soos ek sê, in die kerk, oor hierdie hele ding van jy kan nie weet nie. Nou, die profesie is juis ook die middel wat deur Jesus of wat God die Vader gebruik in sy openbaring van die land Israel, sodat ons, en ek het daaroor al gepraat, dat Israel is die klok van die wêreld. So ons moet weet wat in Israel aangaan, sodat ons kan weet wat in die wêreld en wat aan die kom is, en waar ons in die tyd is. Daaroor het ons al ook gepraat. Vriende, ek het vandag eintlik net skrif wat ek vir u gaan aanhaal, want ek meen ons kennis hieroor en ons bedinking, as daar so 'n woord is hieroor, ons gedagtes hieroor, is vanuit die woord. En ek wil begin met Jesaja 45 vers 1. So sê die Here vir Kores, sy gesalfde, wie se regterhand ek gevat het om nasies aan hom te onderwerp, konings se wapens af te vat en deure voor hom oop te maak wat nie weer gesluit gaan word nie. Die ding van hierdie hoofstuk is dat die Kores waarvan hy hier praat, het eers 200 jaar later gelewe. En dit illustreer net vir ons hierdie hele ding dat hy wil vir sy kinders wys wat gaan kom. Hy soek ons aandag in die woord vir wat gaan kom. Nou, as 'n mens hierdie hoofstuk lees, dan sien jy God se hart vir sy kinders, maar ook vir Kores. Nou, of Kores ooit by hom uitgekom het, ons weet nie. En al was hy ook nooit 'n kind van die Here nie, dat hy Kores opgerig om goed te doen wat hy in die profesie oor Israel voorspel het. Al was hy dan nou 'n totale heidense mens, God het dit toegelaat en hom gebruik daarvoor. So 'n wonderlike hoofstuk wat net weer vir ons illustreer dat dis sy doel en sy wil, dat ons moet verstaan wat aan die kom is. Vriende, ek wil nou net skrif aangehaal en dan kyk ons so elke keer na elkeen van hulle. Ek begin met Jesaja 46 vers 10. Ek maak bekend wat gebeur, nog voor dit gebeur. Wat ek besluit, voer ek uit. Wat ek wil, doen ek. Ek dink die sleutelwoordjie oor dit wat ons nou vandag hier praat, ek maak bekend.
Nou, hy kan nie, aan wie maak hy dit bekend? Hy maak dit bekend aan sy kinders, hy maak dit aan die Ou Testamentiese profete bekend, hy maak dit vandag aan ons bekend. Hebreërs 1 vers 1 sê, dat die Here Jesus is die profeet hier vir die laaste dae. Ons het daaroor ook al gepraat. Vriende, ek lees vir u Johannes 13 vers 19. Ek maak jou nou al daarop bedag, nog voordat dit gebeur, sodat jy kan glo, wanneer dit ook al gebeur, dit dat ek is wat ek is. Dis die Here Jesus wat hier praat. Dit kom uit die woord, uit die mond van ons verlosser en saligmaker. Dit kom uit die mond van die koning, onder wie ons sal dien. Ek maak julle nou al daarop bedag, nog voordat dit gebeur. Vriende, dis sy hart, dis sy wese. Hy wil hê ons moet weet. 'n Klomp goed kom in plek nadat ons gesê het en erken dat ons weet nie, ons wil weet. As 'n mens nie weet nie, of nie wil weet nie, of glo ek kan nie weet nie, dis 'n saai verhouding met die Here Jesus, want hy maak dit eintlik vir jou toe as jy nie wil weet nie. Wat 'n ongelooflike waarheid hier nie. En dan lees ek Sefanja 3 vers 20. Op die regte tyd sal ek julle bymekaar maak en julle terugbring huis toe. Ek sal sorg dat die volke van die wêreld julle weer met respek behandel. Julle sal met julle eie oë sien hoe ek julle lot verander, sê die Here. Dis 'n profesie oor Israel. Nou Israel is sy volk. Ons het dit voor ons oë sien 'n vervulling gaan, toe hy hulle teruggebring het huis toe, en steeds terugbring huis toe. Ek het al, weet jy, die verdrukking wat die Jode nou wêreldwyd beleef, die gevolg daarvan is, dat daar weer duisende der duisende Israel toe terugkom na die plek waar God hulle wil hê. Hy wil hulle daar hê. Al gaan dit hoe rof, hy daar moet hulle 'n afspraak. Hy het gesê, ek kom na die Olyfberg toe. Hy kom soontoe. Ek sal julle lot verander. Vriende, ons sien dit nog nie. Hulle lot is nog rof. Hulle lot is nog dis boosheid. En nie soseer in daai land nie, maar in die vyande van hierdie land. Die Satan probeer alles keer dat die Here Jesus terugkom na 'n volk toe wat sy naam aangeroep het en vir hom verwag. Dit gaan gebeur. Ons sien die goed in vervulling gaan. Vriende, ons leef in die mees profetiese tye ooit. Ek het dit al hoeveel keer gesê en ek sê dit vandag weer. Maak 'n mens eintlik, dit gee jou koue rillings as jy besef. Jy weet, mense sê 'n mens kan nie weet nie. Dis 'n saai lewe in die Here. Ek dink ek het dit al gesê. Ons is kinders van die Here. Hy wil vir ons, hy wil hê ons moet weet wat aan die gang is en wat is in die tye aan die gang is. Ek lees nou vir 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 12. Dit is wat die skrif bedoel met die woorde, wat geen oog gesien het, wat geen oor gehoor het, wat in niemand se hart opgekom het nie. Dit het God voorberei vir hulle wat hom liefhet. Maar ons ken hierdie geheim, omdat God dit deur sy Gees aan ons bekend gemaak het. Want die Gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. Niemand sal ooit die diepste geheime van 'n mens ken nie, behalwe daardie persoon se eie gees. Net so kan niemand God se diepste geheime ken nie, behalwe die Gees van God. Ons het die Gees ontvang, wat van God uitgaan, nie van die wêreld nie, sodat ons kan besef wat 'n wonderlike geskenke God aan ons openbaar het. Vriende, dit is 'n diep woord. En hier gaan dit juist daaroor dat, hierdie skrifgie wat ek nou hier wil sê, wil ek beklemtoon, dit gaan nou oor die Gees van die Here. Dit gaan oor sy rol om hierdie goed te verstaan. En ek lees weer die vers 12. Ons het die Gees ontvang wat van God uitgaan, nie die van die wêreld nie, sodat ons kan besef watter wonderlike geskenke God aan ons gegee het. Dis goed wat God wil weet, ons moet weet. Hierdie geskenke is nie net verlossing nie, dis sy profesie. Hy wil hê ons moet dit weet. Dis nie net bevryding van sonde nie. Hy wil hê ons moet weet wat kom. En as 'n mens voor jou oë die goed sien gebeur, dan daar kom 'n innigheid in kinders van die Here se verhouding met die verlosser en met ons verlosser en die een wat ons verwag. Dis nie sommer net so nie.
Ek lees vir Johannes 16 vers 13 tot 14. Wanneer hy ook al kom, Gees van die waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal net homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my ontvang het, aan julle sal meedeel. Vriende, dis 'n belofte. Dis 'n belofte. Nommer 1, hy wil hê ons moet dit weet. En nommer 2, as ons dit soek, gaan hy dit aan ons meedeel. Vriende, as dit nie soek nie, en dis nou 'n ongelukkige ander, dan gaan hy dit nie openbaar nie. Omdat die woord sê, hy wil dit vir ons gee. So as mense hierdie ding in sy kop het, maar ek kan nie weet nie, of ek wil nie weet nie, of ek gaan nie weet nie, dan gaan hy dit nie openbaar nie. Hy wil hê ons moet daarna soek. Ons moet daarna soek. Vriende, dit is die woord wat so die verskil maak tussen 'n lewende verhouding en 'n gewone Christelike verhouding met die Here Jesus. En ek is jou jammer om dit te sê, maar daar's soveel mense wat pragtige kinders van die Here is, maar nie die goed belangstel. Hulle wil dit nie weet nie. As hulle dit sou weet en belangstel daarin en oplees daaroor en die Bybel vat vir wat daar gestaan is en nie wat hulle dink daar staan in nie, dan beloof ek, hulle lewe verander. Hulle kyk na dinge verander. Hulle oë gaan oop vir die waarheid, want die waarheid kom na vore uit profeseë. Hoe gaan ek die waarheid weet? Dat dit wat gebeur in die wêreld die waarheid is, as ek nie profeseë verstaan nie. Nou goed, daar's baie ander waarhede, né? Die waarheid dat Jesus Christus vir ons gesterf het, die waarheid dat hy ons vergewe, die waarheid dat hy weer kom, die waarheid dat ons in 'n besonderse verhouding met hom kan wees. Dit is waar, dit is so. Maar ek dink profeseë is die vervulling daarvan. Dit plaas, ons kan nou sê, die kersie op die koek. En as ons dit verstaan, dan gaan daar vir ons heeltemal nuwe wêrelde oop. Vriende, ek sluit af met Lukas 8 vers 16 tot 18. Niemand steek 'n lamp op en maak dit dan met iets toe of sit dit onder 'n bed nie. Nee, lampe word op 'n lampstander geplaas waar mense wat die huis binnekom dit kan sien. Want alles wat weggesteek is, sal sigbaar word. Alles wat geheim is, sal uiteindelik aan die lig kom vir almal om te sien. Gee daarom aandag aan wat jy hoor. Aan hulle wat hulle oopstel vir my lering, sal groter begrip gegee word. Maar die wat nie luister nie, van hulle sal selfs dit wat hulle dink of hulle gedink het hulle het, weggeneem word. Dit is 'n diep woord hierdie. Jy weet, ek het dit nog nooit in verhouding gesien. Die Gees van die Here het regtig vir my hierdie woord gegee. 'n Verhouding gesien ook met die wederkoms en dit wat, jy weet, wat weggesteek is vir so baie mense nie. Dit wat weggesteek is, vers 17, sal openbaar word. Alles wat geheim is, sal uiteindelik aan die lig kom vir almal om te sien. Daarom gee aandag aan wat jy hoor en gee. Stel jou oop vir my lering. Vriende, die lering oor die eindtyd, die boek voor Openbaring byvoorbeeld, is uit die hart van God. Hy het dit in 'n toeboekrol vir sy seun Jesus Christus gegee. Ons lees daarvan Openbaring 4. Vriende, en as ons dit nie verstaan nie, dit is die boek Openbaring. Ek was oud voor ek het regtig besef het. Mag die Here regtig elkeen van ons se harte oopmaak om 'n passie te hê, om te weet wat gebeur. Hierdie vers 16 sê, niemand steek 'n lamp op en maak dit dan met iets toe nie. Die Here Jesus het vir ons 'n lamp opgesteek, 'n lamp in die Heilige Gees, wat sy lig wil laat skyn in ons harte, wil laat skyn in die woord, sodat ons kan verstaan, waarlik kan verstaan wat staan daar. Vriende, daar gaan groter begrip gegee word vir die wat, as jy aandag gee wat jy hoor, en vir die lering van Jesus Christus. Maar die wat nie luister nie, van hulle sal selfs dit wat hulle dink hulle het, weggeneem word. Vriende, ek en my vrou het toevallig vanoggend oor die beginsel hier gepraat. Daar is soveel ongelooflike in die gelykenisse, in lering van Jesus Christus, altyd hierdie ding,
dat mense gaan verlore gaan as hulle nie wil luister nie. Mense sal verlore gaan as hulle nie luister nie. Mense gaan verlore as hulle nie die boer of die ryk man of die profeet of wie ook al se opdragte gehoorsaam nie. Dit is klink wetties, want mens moet onthou die woord is 2000 jaar terug geskrywe. Ons is mense wat in die lig lewe. Mag ons hierdie lig gebruik tot voordeel, tot uitbreiding van die koninkryk van God gebruik, sodat die lig in ander se harte ook kan inkom. Vriende, is soveel baie donker harte in hierdie wêreld. Ek kan nou maar net by hierdie deur uitgaan dat ek te doen met donker harte. Mag die Here waarlik sy lig deur ons laat skyn. Mag hy hierdie goed oopgaan. Vra die Gees van die Here dat u dit verstaan as u dit nie verstaan nie. Vra die Gees vir die Here vir 'n behoefte om dit te verstaan as ons dit nie het nie. Dit is verskriklik belangrik. Die evangelie gaan nie net daaroor nie, maar dit is 'n element van die lewe in die Here wat hy wil hê ons moet weet. Want dan gaan vir ons baie nuwe dinge op. Dan gaan vir ons, vir my en my vrou, daagliks nuwe dinge oop. Want dan gaan nie net die profeseë vir u oop, maar ook die goed wat nie profeties is. Dan kan jy dit sien in die lig van die tyd en in die lig van wat gebeur en wat daar geskrywe staan. Mag die Here u seën. Here, ek bid. Dis my begeerte. Dis my droom, Here, dat elkeen wat u luister, dit sal verstaan wat u wil hê ons moet verstaan. Mag dit so wees ook van hierdie geselsie. En ek vra dit in Jesus se naam. Seën vir julle.